Goeiemôre, groet julle vanoggend in die wonderlike naam van Jesus en ja, dankie vir die voorreg wat julle vir my gee om weer eens in die God se woord in te gaan en ja, verlede week ons doen 'n bietjie veranderinge hier by die huis. Weet jy so, nou was die plek nie, maar ons is vandag hierso en dis vir my 'n voorreg om weer in God se woord in te gaan. Bietjie deur mekaar, maar so is die lewe, nê. En vandag wil ek graag met julle bietjie deel oor weet, baie van die mense, en as jy luister na gesprekke en alles, dan praat hulle en hulle sê, o ja, ek vrees die en ek vrees daai en ek vrees daai en dan kom ons as gelowiges, ons as Christene, en dan sê ons, dan quoteer ons daai bekende vers daar in Petrus waar ons vir mekaar sê, weet, God het nie vir ons 'n gees van vreesagtigheid gegee nie. So hoekom bekommer jy? Hoekom worry jy? Dis nie Bybels nie, dis omdat jy nie genoeg geloof het nie, en al daai dinge, en dan breek dit ons as mense af, geneig om ons af te breek, en ek meen, dit het goeie bedoelings, ek bedoel dit goed as ek so vir jou sê, maar dan kyk ons in God se woord, en iets heeltemal anderste. En as ons kyk hierso in Job 3, Job is 'n ou wat, ons ken die storie van Job, maar kom ons kyk hierso waar Job vir ons hierso sê in Job 3. Want, dis wat hy vir jou sê hierso, hy kom hierso in vers 25 en hy sê van, as ek iets vreeslik vrees. Sê, wag. Hierdie is Job wat alles gehad het. Hierdie is Job wat vir my sê hierso in Job 3, dat as ek iets vreesliks vrees, kom dit oor my. En ons as mense, ons sê dit gewoonlik vir mense, as jy iets vrees, gaan dit jou pad langs kom, nê? As jy daaroor so bekommerd is, dan maak jy jouself so siek, en dan vrees jy oor die siekte, en dan vrees jy ook dan begin jy bekommer oor jou finansies, oor jou gesondheid, oor wat volgende gaan gebeur in jou lewe, en dan sê hulle, jou fokus is so op die vrees, dat dit naderhand oor jou gaan kom. En hierso sê vir ons, Job 3 vers 25, as ek iets vreeslik vrees, kom dit oor my, en die ding waarvoor ek bang is, kom na my toe. Ek het geen kalmte en geen stilte en geen rus nie, of daar kom die onrus. Hier is Job 3, en mense kom na jou toe en sê vir jou, jy moenie vrees nie, want dan het jy nie genoeg geloof nie. Sien, vrees vir my is nie iets wat vir jou sê dat jy het nie genoeg geloof nie. Dis dit wat jy daarmee maak. En ek meen, as jy lees in die Bybel, daar's soveel mense, daar's soveel godvreesende mense wat in die Bybel voorkom, wat vir ons sê, dat wat sê dit hierso, Dawid Psalm 58 of 56 sê vir dit, die dag as ek vrees, Dawid wat koning geword het, Dawid wat op 'n jong ouderdom, ek meen, 'n leeu en 'n beer verslaan het, Dawid wat Goliat verslaan het, Dawid wat hier in sy psalms wat hy neerskryf, vir ons sê, die dag as ek vrees. Dit sê vir ons, ja, dat Dawid self in al sy glorie, in al die dinge wat hy gedoen het gevrees. Maar hy het nie daar gestop nie, en dis die probleem, baie van ons word so vasgevang in ons vrees, dat ons daar stop. Hier sê Dawid vir ons, dan, wat sal ek doen? Sal ek op U God vertrou? As ek vrees, want ek het geen beheer oor dit wat met my gaan gebeur nie. Ja, wat Job vir ons daarsoos vertel, hy sê vir ons, ja, maar dit wat ek vrees het my pad langs gekom, dit wat ek vrees het oor my gekom, maar kyk, wat se tipe mens was Job? As ons lees daar in die begin, Job 1 vers 1 sê, daar was 'n man in die land Us, wie se naam was Job, en die man was vroom, hy was opreg, hy was godvreesend, en een wat afgewyk het van die kwaad. Die Engelse woord in die NIV Bybel sê vir ons dat Job was so vol geloof. Dis juis hoekom die duiwel hom gekies het. Want sy geloof was so sterk, sy geloof in God was so groot en amazing, dat die duiwel
na God toe gegaan het en sê, ek wil u dienskneg uitdaag. En daar is wat ons het vandag, is ons het die hele woord van Job. Ons het die hele Bybelse boek van Job. Ons weet wat aan die einde gebeur het, maar plaas jouself in Job se posisie. Job was 'n man vol geloof. Job was 'n man wat hierso sê, vroom en opreg en Godvreesend. Dis 'n man wat in God vertrou het vir alles, en hy het alles gehad. En dan later, ek meen 2 hoofstukke later, lees ons van dieselfde Job wat daar sê, dit wat ek gevrees het, het oor my gekom. Dit sê vir my en vir jou dat Job het gevrees dat hy sy familie sou verloor. Job het gevrees dat hy sy kinders sou verloor. Job het gevrees, want ons ken die einde van daai boek. Maar Job het nie. Job het in geloof gestap. Job het gevrees vir sy gesondheid. Job het gevrees vir sy besittings. En hy het alles verloor. Tussen hoofstuk 1 en hoofstuk 2 het Job alles verloor. En hy sê vir ons, dit wat hy gevrees het oor hom gekom. Dit sê vir my en vir jou, in tye wanneer ons deur moeilike tye gaan, tye waar ons sukkel partykeer, tye waar ons gesondheid dalk nie is waar dit moet wees nie, dan kom ons op daai punt en ons sê vir onsself, kan ek nog op u vertrou, God? Want dit wat ek gevrees het, het nou by pad langs gekom. Dit waaroor ek bekommerd was, is nou hier voor my. En omdat dit hier voor my is, beteken dit dat, kan ek nog steeds op God vertrou? Het God my verlaat? En ons gaan terug weer na die storie van Dawid toe, die psalmskrywer daar, so die psalm van Dawid daar in 56. Maar kyk na Elia. Elia het 'n wonderwerk laat gebeur. Elia het nou vuur uit die hemel uitgeroep. God het sy stem gehoor. En hy daai Baal-profete en daai offers en alles net so vernietig. Magtige hand van God, omdat Elia dit uitgeroep het. Maar net daarna in 1 Konings 19 vers 1 tot 4, as jy hom gaan lees, wat het gebeur? Daai boodskap, daai oorwinning, het na die koningin Jezebel toegegaan. Wat het sy gesê? Ek soek daai profeet. Ewe skielik hoor Elia, dat hierdie profetes, hierdie vrou, wil iets aan hom doen, wil hom doodmaak, wil hom vervolg. En wat gebeur? Hierdie Elia vrees vir sy lewe en hy hardloop in die woestyn in en daar gaan sit hy onder 'n boom en hy sê vir die Here, maak my maar dood. Want ek is bang vir dit wat hierdie kant gaan gebeur. So Here, vat my lewe hierdie kant. Dan weet ek. So dis groot mense van die Bybel wat ons hier so lees. Ek meen dis wonderwerk bo wonderwerk wat hulle gesien het. En tog het hulle gevrees. Onnodig. Maar hierso lees ons ook van die disippels, Disippels daar in Markus 4:38, daar sit hulle in die boot in die see van Galilea en die wolk en die golwe kom en dit lyk asof die boot gaan sink en waar lê Jesus? Hy lê in slaap. Wat gebeur met die disippels? Uit vrees vir hulle lewens. Hulle het saam met Jesus gestap. Hulle het geweet wat se krag vir hulle daar was. In hulle teenwoordigheid. Hulle het geweet wat se krag in daai boot saam met hulle gesit het, eintlik saam met hulle geslaap het. Dis daar waar ons moet kyk en sê, as my God rustig is oor hierdie situasie, dan moet ek rustig wees. Maar kyk wat gebeur, hulle hardloop af na hom toe, hulle maak hom wakker en hulle sê vir hom, Meester, gee u nie om dat ons vergaan nie. Ons vrees vir ons lewens, maar jy slaap. Ons vrees vir ons lewens, maar kyk. En wat sê die Here vir hulle, Meester, vee. Die Here sê vir hulle, hoekom, klein gelowiges? Hulle het geloof gehad, maar nog nie groot genoeg nie. As ons lees van Job, wat het daar gebeur? Dit wat ons nie kan sien nie, het daar in die geestelike wêreld gebeur. Daar was 'n oorlog vir sy siel, in die geestelike wêreld, net soos vandag, daar's 'n oorlog, daar's 'n bekleierlei vir jou siel.
As jy vrees, wat gebeur? Waarna toe hardloop jy? As jy vrees, gaan kruip jy weg in 'n kas, gaan hardloop jy agter drank aan, of pille wat jou gaan laat slaap, en nou kan ek nie slaap nie, want ek vrees vir dit wat hierdie kant gaan gebeur. Is dit wat met jou gebeur? Waar sit ons geloof as ons vrees? As ons tye van duisternis, donkerte beleef, as ons siekte beleef, as ons finansiële druk beleef, as ons nie in oorwinning loop nie elke dag, waar sit ons geloof? Kom ons storie terug na Job toe en ons besef dat God is besig daar in 'n wêreld, in die geestelike wêreld, wat ons nie kan sien nie, en dan draai ons vrees om en ons sê, Here, ten spyte van dit wat ek nou beleef, ten spyte van dit wat ek nou voel, sal ek op U vertrou. Want U ken alles, U weet alles, U tree in vir ons, U hoor ons gebede, sal ek nog steeds op U vertrou vandag. En dis waar ek het wil lees, wil los op hierdie dag, weet waar ons vanself vandag hierso vind. Weet daar so ons in middel van Junie, die dinge wat ons vrees, sal dalk ons pad langs kom. Die dinge waaroor ons bekommer, sal dalk ons pad langs kom. Maar dit is so amazing die woord wat ons hierso het. Die woord wat die psalmskrywer sê in Psalm 46 sê vir ons, God is vir ons 'n toevlug. So daar waar jy bekommerd is, daar waar jy vrees, daar waar jy dalk oor môre bekommerd is en jy weet nie wat se rigting jy moet gaan nie, wel hier sê die woord van die Here, gaan na die Here toe. God is vir ons 'n toevlug, maar nie net 'n toevlug, hy is ook vir ons sterkte, die krag wat ons het om in oorwinning te lewe. God is vir ons 'n toevlug en sterkte. As hulp in benoudhede is hy in hoë mate beproef. God is beproef. God het aan die kruis gesê, dit is volbring, dit is genoeg. Ek het vandag, daar waar hy aan die kruishout gesterf het hy toe hy uitgeroep het en hy gesê, dit is volbring. Dit is klaar, die oorwinning is Godsin, en God tree in vir my en vir jou. God weet waardeur ons gaan, want hy was self beproef, en hy sê vir ons, daar is hy die toevlug, daar is hy jou krag, daar is hy jou hulp. En die wonderlike ding daarvan is wat ons vrees ons pad langs kom, maar dit wat God beloof het, sal ook jou pad langs kom. Wat het God beloof? Johannes 10 vers 10 is 'n bekende vers, ons ken hom, ons quoteer hom, maar ons quoteer partykeer net daai eerste deel met daai oorwinning, daai geloofsoortuiging in ons harte. Daar waar hy sê die duiwel het kom te steel en te roof en te moor, en dan kom ons nie voluit by daai tweede deel nie, want ons hak daar vas. Die tweede deel van daai is daar waar hy in oorwinning staan, maar God het vir jou lewe gegee en oorwinning. Jy kan nie lewe as jy wegkruip in vrees nie. Jy kan nie lewe as jy heeltyd bekommerd is oor môre nie. Nee, jy kan nie, want jy fokus daarop, dinge wat nog nie eens jou pad langs gekom het nie. Maar God sê vir jou vandag, nee, ek het gekom dat jy lewe sal hê en in oorwinning sal stap. En dit is waar ek het los vandag, onthou, God se beloftes sal ook waar word. Ons moet net daarin begin lewe. En dit begin, what we confess with our mouths, we believe in our hearts. So start confessing the victory, start confessing that God has got it all covered. And that I'm going to walk in victory today. Ek gaan vandag in oorwinning stap, omdat God alreeds oorwin het. God hoor jou hart, hy ken jou hart, hy ken jou hartsbegeertes, hy ken jou gedagtes, maar wat hy vir jou, vir my sê vandag is, in daai tye, gaan na die Here toe, eerste, voordat jy enige iets anders doen, gaan na God toe, en hy sal vir jou sy beloftes, sy seën oor jou lewe uitspreek, en dis al wat ons nodig het. Mag jy geseënde week hê, en as dit die Here se wil is, praat ons weer volgende week. Ons is lief vir jou, en asseblief moenie bang wees om uit te ry nie.
groet jou in Jesus naam. Amen.